En les nommer 3 wat ons uit hierdie gelykenis kan neem, vriende, is, ons moet bekleed wees met Christus se geregtigheid. Ons moet bekleed wees met Christus se geregtigheid. Jy sien, vriende, om net op te daag en te sê, yes, hier is ek kom, is nie net genoeg nie. Dis nie net genoeg om op te daag en te lyk soos wat ek lyk nie. Hoe weet ek dit? Wel, hierdie man wat hy hiervan praat in vers 11, het net opgedaag. En hy het gedink hy kan toegang kry en bly net soos wat hy is. In sy vuil klere is dit okay. Maar Jesus kom maak dit duidelik vir my en vir jou vriende dat dit nie moontlik is nie. Jy sien, as ek en jy opdaag, dan is die verwagting dat daar 'n verandering moet plaasvind. Daar is 'n verwagting dat my en jou dade en ons woorde by mekaar uitkom en dan moet hulle moet ooreenstem met dit wat God van ons vra. En sien, hy sê vir ons vriende, hy sê vir ons, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom? Hoe het jy hier ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Julle, toe ek dit lees, toe dog ek vir myself, die man kon niks antwoord nie. As jy my gevang het, daar staan, sê ek gesê het, Here, of koning, hoe kry ek die klere? Maar hy doen niks. Hy staan stom en hy sê net, die man kon niks antwoord nie. En dan sê hy verder vir ons, toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas, dis die uitweg daarvan, en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, vriende, maar min is uitverkies. Jy sien wat hierdie man probeer doen het, vriende, as ons net 'n vinnige oorsig oor daardie vers vat is, ek en jy moenie dieselfde fout maak as wat hy gedoen het nie. Ons moenie probeer dink dat ons in ons sondige natuur as vuil mense wat na Jesus toe kom op ons eie terme en op ons eie geregtigheid gaan inkom nie. Want hier het die koning ander planne gehad. En ek wil net hê jy moet vinnig stil staan voordat ek na daardie twee planne of daardie plan gaan, is jy moet kyk. Hier is 'n kantnota. Die koning het uitgenooi, hulle het nie aanvaar nie. Natuurlik was daar gevolg. Hy was toegenadig en hier is hy dit weer. Al het hulle teen hom of sy hulle rug op hom gedraai, was die koning nog vriendelik. En hy was geduldig. Hy noem tot hierdie man vriend. Hoe baie van ons kan dit noem as iemand iets onreg teenoor ons doen? Kan nog terugdraai en sê, vriend. Maar sien wat hy ook kom doen is hy is barmhartig. Hy sê, weet jy wat, ek het julle ingenooi in my huis in, en ek sal vir julle nog bruidsklere verskaf ook. En dit was 'n gebruik natuurlik in hierdie konteks ook. Dat as jy iemand nooi en hulle het nie bruidsklere nie, dan sou jy dit vir hulle verskaf. En die koning kom doen dit in hierdie. Maar vriende, as ek en jy ingenooi word, dit maak nie saak hoe vuil ons is nie. God is geduldig met jou. Hy is geduldig met my. En hy wil ons red. Maar as hy ons red, vriende, daarna gebeur iets. En hy wil graag vir elkeen van ons met sy geregtigheid kom klee. En hy sê vir ons in Jesaja 61 vers 10 in die ou vertaling sê dit mooi, hy sê, ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in 'n mantel van regtigheid gewikkel. Vriende, hoe ongelooflik, wat is hierdie mantel dan? Want hy kom kleef vir my en jou in daardie mantel. Wat is dit? Openbaring sê dit ook so mooi, hy sê vir ons, laat ons bly wees, laat ons bly wees, en juig aan hom, en aan hom die eer gee. Want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het daarvoor gereed gemaak. God het daar dit vergun, om fyn, helder, blink klere aan te trek. En hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Vriende, hierdie mantel wat hy op my en jou kom trek, hierdie bruilofsklere is die vrug wat ek en jy van Jesus dra, die vrug wat ons uitdra na die wêreld daar buite. En dit wys vir mense dat ek en jy verlos is van ons sondes, ons is verlos van ons ou lewe, en dat ons nou deel vorm van sy liggaam. Baie van ons kinders dra, wat as hulle skool toe gaan, maandag tot vrydag? Skoolklere, hoekom?
Want jy weet hulle is van 'n sekere skool af, né? Jy weet hulle kom van enige van die skole hierom, kies een, Durbanville Hoërskool, Jean Louw, Durbanville Laerskool. En as ek en jy binne in die liggaam van Christus staan, as ek en jy met hierdie mantel geklee is, kan mense nie net hoor nie, maar hulle kan sien, jy behoort aan sy koninkryk. Vriende, dit is so ongelooflik om te dink. Met die verlore seun, toe daai seun terug, of die pa uithardloop om sy seun terug te aanvaar, toe sê die seun wat? Die seun sê vir hom, nee pa, nee, u kan my nie seun noem nie, want ek het teen u gesondig. Maar wat doen die pa? Die pa sê, dis okay. Hy roep sy werksmense, hy sê, maak gou, bring klere, die beste klere en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Sien in daardie oomblik, vriende, soos wat die Here met my en jou maak, is hy vergewe sy seun. En hy verwelkom hom terug in sy huishouding. En die uiteinde van hierdie gelykenis, vriende, is jy nie bereid is, as jy nie bereid is om weg te draai van jou ou lewe nie. As jy nie bereid is om die uitnodiging wat Jesus vir my en vir jou in hierdie gelykenis kom gee nie, te aanvaar nie, maar jy wil nog steeds opdaag vir die seremonie, jy wil nog steeds opdaag vir die afterparty daarna, dan het ek nuus vir jou. Julle gaan waarskynlik buite in die duisternis opeindig. En dit, vriende, is 'n realiteit as ons hier na die Here se woord kyk. En nou herinner ons so mooi, vriende, in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So onthou julle, Jesus se gelykenis sê baie mooi, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. En vriende, ek wil graag hiermee afsluit, die orkes, julle kan na vore toe kom. 'n Vlugteling is iemand wat wegvlug van hulle huis af, of uit hulle land uit. Dis 'n vlugteling. 'n Swerwer is iemand wat rondbeweeg op soek is na of 'n nuwe woning of 'n nuwe plek om in te skakel. Ons kry 'n vreemdeling wat natuurlik nuut is en weg van die huis af is moontlik en nuut is in 'n ander dorp en niemand ken daardie persoon nie. En dan kry jy 'n pelgrim wat op 'n reis is iewers heen of dalk op pad is terug huis toe. Maar vriende, wat jy vanoggend moet weet is, dit maak nie saak of jy 'n vlugteling is nie, dit maak nie saak of jy 'n swerwer, 'n vreemdeling of 'n pelgrim is nie. Jy is uitgenooi na die grootste, die beste en die grandste bruilof wat jy al ooit gesien het. Kan iemand amen sê daarop? Ons is uitgenooi, vriende. En ek vra nie baie vanoggend nie, behalwe dat jy die Here se woord sal ontvang en dat jy dit in jou hart sal vasbind. En ek kom vra nie vanoggend dat jy net jou bekommernisse en jou probleme hier op hierdie verhoog moet kom neerlê nie, want ek verstaan ook dat 'n stap met die Here, 'n pad wat ons loop met hom is 'n proses. Want elke dag wat ek en jy op daardie pad stap, is hy besig om aan my en jou te skaaf om ons meer soos hom te maak. En om die waarheid te sê, vriende, as jy jou bekommernisse en jou vreugde hier gaan neersit, is daar moontlik een of twee van ons wat hier gaan uitstap en dit weer kom optel en onsself verder daarmee belas. Maar wat ek wel vanoggend vir jou wil kom vra, en ek wil 'n uitnodiging maak vir jou vanoggend, is vat jou probleme, vat daai ding wat jou op die huidige oomblik tussen jou en die Here staan, jou bekommernisse, jou vrees, en kom lê dit hier neer. Kom lê dit by die voet van die kruis van Jesus. En vriende, kom leef vanoggend onbelas, in geloof, saam met die koning. Vriende, die uitnodiging begin hier. Die uitnodiging vir die bruilof begin by sy seun. Die vraag is wat ek vanoggend vir jou het is, die koning hou 'n bruilof. Het jy al ge-RSVP op die uitnodiging?